Goeiemôre, geliefdes van die Here. Ek hoor nou die dag iemand oor die radio sê, ek groet julle in die mooiste naam van alle name, in die naam van Jesus Christus. En is dit nie 'n wonderlike en 'n mooi naam nie? Met elke liewe samekoms, waar die wat in hom glo, en die wat die ewige lewe ontvang het, so saamkom, doen ons dit, natuurlik in sy naam. En dit is 'n mooi naam, want dit is deur daai naam, dat ons toegang het tot God, en die ewige lewe, en niks ooit weer vir ons dieselfde sal wees nie. Ons het 'n nuwe lewe ontvang, ons stap 'n nuwe pad, en ons doen dinge eenvoudig op 'n ander manier, want Jesus, of om ons aan te sluit by vanoggend se tema, die kruis van Jesus, maak die verskil. Dis 'n sleutel, die kruis is die sleutel om vir ons 'n nuwe lewe oop te sluit. Nou ja toe, dit is vanoggend jeans en tekkies diens, maar ek wil graag vir ons dan net begin met 'n fotum. En dit kom juis uit Romeine 11 uit. Luister hierna. Daar staan: O diepte van die rykdom en die wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele. Hoe onnaspeurlik is sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee vir hom raad? Wie bewys hom 'n guns, sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom, deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. En hoe wonderlik is dit nie om sy seun te ontvang en weet diep binne in jou hart en weet met jou kop, dit is vir jou wat hy vanoggend kom seën. Dis nie mensewoorde nie, dis woorde van God. Genade, barmhartigheid en vrede vir jou. Dit kom van God ons Vader, die Here Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen. God se gemeente kan nie anders as om hom te loof, om te antwoord nie, en ons doen dit tradisioneel met 'n loflied. Ons gaan sing, kom dank nou almal God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy weer sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Groot mense, julle kan gaan sit, maar die kinders van die kinderkerk moet gou hier na vore kom. En sommer enige ander van die jonges. Nou wil ek vanoggend sien hoeveel is hierso, want laas Sondag was hier heeltemal te min kinders gewees, wat my betref vir die Sondagskool. Kruip hulle uit al die krakies en hoekies uit. Wag, hier is tog 'n paar kinders vanoggend. Ruben, sal jy gou asseblief Dominee se water gaan haal op die kansel? My keel is nou so droog. Ek moet so hard sing. Op die preekstoel. Daar's 'n glas water, bring hom gou vir my. Daar's hy. Ons gaan gou vanoggend 'n speletjie speel. Maar ek het vrywilligers nodig. Wat 'n vrywilliger? Kom vir ons hier so. Dis iemand wat graag iets wil doen. En die speletjie werk so. Dankie. Gee my net gou 'n sekonde om 2 slukke te vat. Dis lekker. Julle gaan in die kinderkerk vandag ook 'n bietjie meer praat oor water en 'n sekere vrou wat vir Jesus daar by 'n put ontmoet het, en sy het hom, of hy het vir haar gevra vir water, maar dis vir die kinderkerk. Julle gaan nou uitgaan. Voor ons uitgaan,
Wie is my vrywilliger? Kan ek sommer vir jou aanwys, asseblief, meisiekind, want jy het so mooi denim baadjie aan, ek is mal daaroor, kom. En wie nog? Wie wil graag nog volunteer? Goed, kom gerus, meneer Groenbaadjie. Kyk hy nogal, nee, uitsa. So kom ons doen dit so. Jy moet nou raai wat is onder daardie handdoek, maar jy mag nie sien wat dit is nie. Maar jy moet dit vir hom verduidelik in woorde, maar jy mag nie sê wat is dit, jy mag net, dis so charades amper, ken julle vir charades, daai speletjie. So jy mag net sê wat is dit, en dan moet hy probeer raai wat is dit, maar jy moet nou met jou rug so staan, dat jy nie kan sien wat dit is nie. Dan gaan ek nou hierdie handdoek afhaal van die items af, en dan kan ons begin. Kom ons begin met, ek dink is 'n maklike ene. Gemeente, julle mag nie sê wat dit is nie, maar sien julle wat hierdie is? Goed, nou verduidelik vir meneer Kaiwa hierso, wat is dit, maar moenie sê wat dit is, jy moet hom dit net verduidelik. Ek so wat ek sê. Dis geel. Dis geel? Toe, jy moet verduidelik. Nee. Bruinkolle. Vra 'n bietjie vra wat kan 'n mens doen daarmee? Eet. Mens kan dit eet, goed? Vra wat se vorm is dit? Kan jy raai wat dit is? Pineapple. Amper. Dit is 'n halfmaan. Nou gaan hy raai. Yes! 'n Pisang! High five! Jy het hom. Goed gedoen, dankie. Daar's 'n klap aan. Wie is ons volgende 2 volunteers? Okay, kom. Wie wil nog volunteer? Christian, kom. Okay, wie gaan praat en wie gaan raai? Gaan sy praat en jy gaan raai. O, Koek, jy het klaar gesien, wat is dit? Daar is my speletjie. Ai, Tian, ek het nou so mooi voorberei voor die tyd. Maar in elk geval, julle sou nie kon raai wat hierdie is nie. Wat dink julle is daai? Ek het nou by 'n tannie geërf wat getrek het, toe sê sy ek kan hom maar kry. Dis 'n, wat is Afrikaans vir 'n wire stripper? 'n draad uit, nee, daar's nie 'n wire stripper en 'n gaatjie ponser, en 'n maatband. Trek hom nou uit. Okay, julle kom weer gaan sit. Kinders, ek wil vir julle 2 versies uit die Bybel uitlees vir vanoggend se kindermoment. 1 Johannes 4 sê, niemand het God nog ooit gesien nie. Maar as ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. Hy het ons sy gees gegee. So niemand het God nog ooit gesien nie, né? So as jy nou vir iemand gaan probeer verduidelik hoe God is en hoe God lyk, hoe gaan jy dit doen? Want God is groter as enige een van ons. Ons het nou by die fotum gesê, sy weë, sy paaie, kan niemand ken nie, dis onnaspeurlik. Ons kan nie vir God ken nie, hy is soveel anders as ons, hy is soveel groter as ons. Maar tog sê die Bybel, ons moet vir mense van die Here gaan vertel en van God vertel. En dis nog baie moeiliker as om vir iemand te verduidelik, hoe lyk dit, dat dit 'n piesang is of 'n wire stripper of 'n gaatjie ponser. Kolossense 1 vers 19 sê, God het besluit om met sy volle wese in Jesus, in hom, te woon, en om deur hom alles met homself te versoen. Die bloed van sy seun aan die kruis, deur dit het hy die vrede herstel. Weet julle wat, ons kan nie vir God sien nie. Ons kan maar net lees in die Bybel, wat die Bybel vir ons vertel van hoe God is. Byvoorbeeld dat God, wat weet julle van God? Hy is groot, hy is sterk, hy is almagtig, hy is liefdevol. En ons kan al hierdie goed van God sê. Maar weet julle, daar's een manier hoe ons as mense tog kan sien
hoe lyk God se hart en hoe lyk God? Sien julle hierdie kruis vanoggend hier voor? Baie dankie aan die tannies wat dit vir ons so mooi gemaak het hierso. As ons aan die kruis van Jesus kyk, en ons dink aan Jesus, wat vir ons sy lewe kom gee het, omdat hy vir ons lief is. En hy het die prys vir ons betaal, dat ons kan hemel toe gaan, en ons die ewige lewe, dan sien ons, hoe God se hart vir ons klop. Dan sien ons vir God. Want Jesus was nie net 'n mens gewees nie, hy was God gewees, wat 'n mens geword het, hy was nog altyd daar gewees, en hy het gekom om vir ons die ewige lewe te gee, om vir ons te leer van hom, en dat hy vir ons lief is. Nou wat vra die Here dan vir ons? As ons weet hoe lyk God se hart vir ons, hoe moet ons harte vir mekaar lyk? Dieselfde as wat Jesus sin is. Ons woorde moet soos Jesus sin wees. As ons praat, moet dit woorde van genesing wees. Nie woorde van oordeel nie. Nie lelike woorde wat kinders en maatjies en ander mense afbreek nie. Woorde wat opbou. Woorde wat vertel van God se liefde, sodat hy geëer kan word in ons lewens. En julle is nog lekker jonk. Julle lewe is voor julle. Ons gaan vandag weer vir die Here sê, Here, ons gaan dit doen. Sê ja, Here, ek sal dit doen. Sê so, sê ja, Here. Ja, Here, gaan jy dit doen? Gaan jy sy liefde gaan leef? Groot mense, gaan julle sy liefde gaan leef? Besluit vandag, besluit vanoggend weer. Dis 'n daaglikse besluit. As ek opstaan in die oggend, dan sê ek gaan vir die Here lewe. Maar ons lewens is maar vuil. Ons is nie Jesus nie. Ons is vol sonde. Ons doen verkeerde goed. Ons kom sê vir die Here, jammer daarvoor. En dan vergewe hy ons, en die Bybel sê, ons het nou gelees, ons het die Heilige Gees. Jesus is nie nou meer op die aarde nie, maar hy is in die hemel. En hy stuur sy Heilige Gees, God self, wat in ons harte kom bly, om vir ons te leer van hoe lyk God, dat ons vir ander mense kan leer hoe lyk God en wat sy wil is. Kom ons bid saam, maak julle oë toe, ek gaan vir ons 'n gebed doen vanoggend. O liewe Here, sien dan vanoggend al u kinders hierso raak in die kerkgebou. Ons weet u doen dit ook. En Here, ons wil ook dan vanoggend weer verstaan en weet en glo en beleef dat u nie 'n God is wat kwaai op ons neerkyk, 'n God wat ons wil straf en seermaak nie. Nee, Here, u wil vir ons die goeie gee, die beste gee, sê Romeine 8. Help ons om dit te glo. Help vir ons om te glo dat al gaan dit baie keer sleg met ons, u 'n wonderlike plan vir ons lewens het. En Here, as ons dan sonde doen, vra ons oor en oor, vergewe ons. Want ons weet, u vergewe ons oor en oor. Jesus het aan die kruis kom sterf. Sy bloed het vir ons betaal, ons skoon gewas. En daarom is ons nou kinders van u. Niks kan ons wegneem van u af nie. Niks kan 'n muur tussen ons kom bou nie. En ons bid aan Here, dat die duiwel se aanslae, sy brandpyle, sy planne wat hy het om ons seer te maak en ons weg te lei van u af, sal misluk. Dat dit 'n totale flater sal wees. En dat ons lewens 'n getuienis sal wees van die liefde en die goedheid wat u aan ons gegee het. Ons bid dit vir ons klein kindertjies, ons bid dit vir ons groot mense, ons ou mense, Here, ons bid dit vir onsself. En ons loof u groot naam. Amen. Kom ons sing net so sittend voordat ons uit die woord van die Here uit gaan lees. Lied 519, Wees stil en weet, ek is die Heer. Ek sal vir jou sorg, ek sal vir jou gee wat jy nodig het, sê die Here. Liewe gemeente, ons skriflesing gaan vanoggend kom vanuit Romeine 5, vir die van u wat graag u Bybels daar wil oopmaak, jy is baie welkom. Die woorde, ek dink ons eie lidmate weet al reeds die woorde verskyn tog op die bord, so hulle het al 'n bietjie lui geraak om die Bybel saam te bring, want ons kan ons daar van die bord af lees, maar sommer so terloops dan, terwyl gepraat van welkom aan al ons besoekers, ons gaste vanoggend, julle is baie welkom, weet dit. Ons gaan lees vanaf vers 1 af, en die tema, so pragtig uitgebeeld hier aan my regterkant, die kruis is ons sleutel tot 'n nuwe lewe. Wil jy nie oor saam met my sluit en die hoofde buig nie,
Ons vra dat die Here vir ons die woord sal oopbreek. O liewe Hemelse Vader, ons wil kom drink vanuit die fontein van verfrissende lewenswater. U Heilige Gees gee dit vir ons, dat ons die Bybel kan lees, u woord, en weet, dit is heilig, dit is onveranderlik, dit is toepaslik, dit is vir ons vandag, en dit is vir die mens oor alle eeue heen, want uit die woord uit, Here, leer ons u ken. U is groot en almagtig, soos die kinders gesê het. U is liefdevol, u is almagtig, u is alomteenwoordig. Here, ons kan so baie dinge met ons mense woordjies van u sê, maar uiteindelik skiet dit so tekort aan u grootheid. En Here, as ons oë toemaak, ek weet nie wat se beeld behoort ons van u in ons koppe te hê nie, maar ons kan maar net voor u voete kom neerval. Ons behoort eintlik vanoggend plat op ons maag, op ons gesigte te lê voor u. Maar tog raak u vir ons tasbaar. Letterlik, o Here, want die evangelie, die beste boodskap wat die mens nog ooit kon gehoor het, is dat dieselfde Skepper God wat ons aanbid, Here, dat u 'n mens geword het in die Here Jesus Christus. Die seun van die mens, waarvan Daniël voorspel het, geprofeteer het, dwars deur die Ou Testament, die mense na uitgesien het. Ja, Here Jesus, u is as God na hierdie aarde toe, en u is as 'n mens net soos ons, net soos ek gebore, maar sonder fout. En Here, u het nie gekom om op 'n troon te kom sit nie. U het gekom om te dien. Vanoggend is die 3de Sondag in lydenstyd, op ons kerk om en hak. En ons dink terug daaraan, Here, dat u gekom het om te ly vir ons. En het die lydingsweg kom stap. Dit het die dag van u geboorte begin. Wat 'n vernedering moes dit nie vir u gewees het om uit die hemel uit neer te daal as 'n gewone mens nie. Om in 'n stal gebore te word. Om tussen die mens te wees met al sy vuilheid en sonde. En Here, dat u keer op keer God se liefde vir ons kom wys, kom vertel, en sê, so moet julle ook gaan lewe. Wees heilig, want ek is heilig. En Here, ja, soos in ons gebed van vroeër, bely ons eie dikwelse onheiligheid, ons onheilige lewenswyse, ons onheilige denke, wat nie eer gee aan u nie. En ons sê weer, dankie Here, dat u ons vergewe, dat u ons graag wil nader trek aan u, en dat u dit wel doen. En so op Golgotha, eendag betaal u die grootste prys. 'n finale prys. 'n finale offer, sodat geen offers ooit meer nodig is nie. Sodat niks ons ooit weer uit die hand uit kan ruk nie. En Here, laat ons dit glo. Help vir ons om regtig te weet, dit gaan nie oor ons of ons geloof nie. Hoe mooi of lelike lewe ons het nie. Dit gaan uitsluitlik oor u. Dit gaan oor u kruis. Dit gaan oor hierdie sleutel wat vir ons die nuwe lewe kom gee, 'n ewige lewe. Ons sê dankie daarvoor, Here. Dankie uit ons harte uit. Lei ons dan ook verder vanoggend nou met die lees uit die skrif, uit die woord. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God en deur ons Here Jesus Christus. Deur om met ons in die geloof ook vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry,
Want ons weet swaar kry kweek volharding en volharding kweek egtheid van geloof en egtheid van geloof kweek hoop en die hoop beskaam nie. Want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het toe ons nog magteloos was. Het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. 'n Mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n regverdige nie. Ja, tog, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is, op grond van sy versoeningsdood, staan ons soveel vaster dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun, met God versoen is, staan dit soveel vaster, dat ons nou, dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Maar dit is nie al nie. Ons verheug ons ook in God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. Ons skriflesing tot sover. Ons het nou hierdie prentjie, of hierdie beeld gehad met die kinders, waar ons iets probeer verduidelik, sodat dit verstaanbaar is. Nou iemand het al geskrywe oor die Romeine 5, dat dit soveel seggend is, en dat daar soveel gesê kan word. Kijk, jy kan 100.000 preke oor Romeine 5 maak, en ek dink dit is al gedoen, daar is baie gepreek uit Romeine 5 uit, van hierdie einste kansel af. Maar Romeine 5 is baie keer so asof jy iets vir iemand wil kom verduidelik, oor God en sy werksaamhede, en sy handelinge met die mens, met ons, dat dit is asof jy, sê die persoon nou verder skryf hy, jy met jou, of 'n persoon met hulle rug, na 'n imposante groot gebou staan, en jy moet vir hulle verduidelik hoe lyk die gebou. Kom ons vat 'n voorbeeld, sommer Wesgemeente se kerkgebou. En jy moet dit nou vir iemand verduidelik en sê, ja, dit is 'n 8-hoekige gebou, en daar is so 'n toring aan sy sykant met 'n hoenderhaan op, en binne in die kerk aan die agterkant is daar 'n orgel met sulke pypies, en die kansel het gewoonlik in die tyd so kleed op, en die vensters is blou, en hoe meer jy verduidelik, hoe meer kom jy agter, as die ou nou 'n prentjie moes gaan teken op grond van wat jy vir hom verduidelik, is dit eintlik amper onmoontlik, en jy kom agter hoe min weet jy self eintlik van hierdie gebou. So, hoe laat 'n mens reg geskied aan Romeine 5? Hoe sê mense alles wat daar gesê moet word? En ek sê weer, dit is onmoontlik. Maar kom ons fokus vandag op een aspek dan van Romeine 5. En dit is juis die gedagte daarvan dat die dag op Golgotha, toe Jesus gekruisig is, daar iets gebeur het wat alles verander het. Dat Jesus se lyding vir elkeen van ons op die kruis eenvoudig 'n deur oopgesluit het na 'n lewe wat onbeskryflik is, wat anders is, wat nuut is. Paulus maak 'n eerste punt. En ek dink hierdie is dalk iets wat ons verras. Want ons dink nie altyd so daaraan nie. Hy maak die punt dat dit wat aan die kruis gebeur het, dit wat Jesus daar gedoen het, ons is heeltemal los daarvan. Dit is alles wat hy gedoen het. Dis op hom, ek is nie hoegenaamd nie betrek daarby nie. Dis Jesus se werk en sy werk ten volle. God wat die inisiatief geneem het. Jesus wat die inisiatief geneem het en besluit het om hierdie prys te betaal. God bewys sy liefde vir ons hierin
dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Vers 8. Vers 10, toe ons nog vyande was. En dit is wat ons kom ruk aan die hart. Hy het dit nie vir sy vriende kom doen nie. Hy het dit vir sy skepsels kom doen wat teen hom rebelleer. Wat vir duisende jare keer op keer ongehoorsaam is. En hy kom en hy kom gee dit, daai goeie Vrydag, kom gee dit vir die mensdom van alle tye, die wat voor hom geleef het, die wat in sy tyd geleef het en die wat vandag lewe, vir my en vir jou. Ons was eens vyande. En hy doen dit op sy eie. En dis nie oor die feit, sê die teksgedeelte, dat ek, of primêr dat ek 'n keuse gemaak het nie. Baie mense sal sê, ja, ons het vrye wil as gelowiges, ons het 'n vrye wil. Dis nie waar nie. Want ek en u, vanuit ons sondige natuur, sal keer op keer teen Jesus kies. Nee, hy kom doen dit in ons. Die feit dat ek en u kan glo, is nie eers ons eie oulikheid nie. Dis alles God se genade. Dis wat hy gee. Dis sy inisiatief. Ek hoef nie die 10 gebooie tot op die letter na te kom nie. Dis nie wat my red nie. Dis sy genade. En soos daai ou gesang sê, voordat ek kon kies of vra, het u seun my vloek gedra. Die Bybel sê, iemand sou dalk nog bereid wees om 'n goeie mens, vir 'n goeie mens te sterwe, maar God bewys sy liefde. God bewys sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. So, aan die kruis, kom doen die Here alles, uit sy eie, self. Ons kan nie dink dat ons enigstens 'n krieseltjie van 'n aandeel hierin het nie. Maar soos wat ons die gedeelte lees, sien ons tog iets anders. Ons sien hier is tog 'n ander kant van die muntstuk, nie waar nie. Want al het ek en u geen aandeel gehad aan die gebeure op Golgotha en wat Jesus aan die kruis gedoen het nie. Stel Paulus dit in Galasiërs 2 so sterk, dat hy sê, ons is nie net blote toeskouers van wat daar gebeur het nie. Hy sê, ons is saam met Christus gekruisig. Dis kragtige woorde, ons het dit al soveel keer gehoor, dat ons, of die van ons wat in 'n Christenhuis groot geword het, nie lekker weer, nie mooi hoor wat sê hy hierso nie. Paulus kom sê, soos wat Jesus aan die kruis gehang het, soos wat hy daar gelei het en gesterf het vir die sonde, dis net so goed, elkeen van ons, ek en u het self daar aan die kruis gaan hang. Dit was nie ek wat daar gehang het nie, maar dit is so volledig, dit is so voldoen, Jesus se laaste woorde, dit is volbring, dat dit is asof dit jouself was, wat betaal het vir daai sonde. Dis afgehandel, dis klaar. Jesus het letterlik en figuurlik vir my en vir jou betaal, aan die kruis gesterwe, sodat jy 'n nuwe lewe kan lei. Nie net 'n nuwe baadjie kan aantrek nie, nie net 'n bietjie anders kan dink oor die lewe nie, maar sodat ek en u 'n nuwe mens kan wees. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Nou, hoe verstaan 'n mens dit? Dat God alles gedoen het, maar dat dit tog ook was asof ek self vir die sondes betaal het. En dit is die wonder van hierdie offer aan die kruis. Dit is dat dit God se volmaakte plan was voor alle tye. Ek glo alreeds met die skepping van die wêreld, voor die mens se sonde, die eerste sonde teen God, was daai plan gereed. Was 'n verlossingsplan reg vir ons, en dit is Jesus Christus. En dan gaan hy verder. Dis nie net ons wat saam met hom aan die kruis gesterf het nie. Ons het ook saam met hom opgestaan, sê hy.
Letterlik en figuurlik. Letterlik sal ons saam met hom daai dag, as die Here Jesus terugkom uit die dood uit opstaan, ons het dit bely nou. Glo u dit nog met die hele hart, dat ons nie net sulke spookies sal wees wat rondsweef hier in die heelal nie, maar ons sal letterlik opstaan, vleeslik opstaan as mense, nuwe mense, met 'n nuwe liggaam, en saam met hom regeer, tot in ewigheid, deur wat hy gedoen het, en geestelik ook. Alreeds hier nou op aarde, is ek 'n nuwe mens. Ons het nou hoop, ons het 'n toekoms, want Jesus het dit kom gee, hierdie enorme effek. Hy het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook, en elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Nou kan ons regtig lewe. Regtig lewe soos wat hy bedoel het. En sê asseblief vir my, as daar vanoggend hier iemand is wat nie wil lewe, soos wat die Here wil hê ek moet lewe nie, of jy moet lewe nie. Hy het al die middele vir ons gegee, hy het voorsien, en hy wil dit vir ons gee, hy wil dit vir ons doen. En dan nooi hy vir ons uit. Hy sê, kom, lewe hierdie nuwe lewe, saam met my. Sodat jy kan weet, selfs al gaan dit met jou baie sleg. Al moet jy ook deur 'n dal van doodskade weer gaan. Al moet jy daar op die plaas die vrees besit, of die effekte dalk van back and close hier. Of dit reën nie en jy sien hoe jou oes verlore gaan. Of daar siekte in jou liggaam, of iemand wie jy liefhet se lewe is in flarde. Of jy het jou werk verloor. Of jy kyk na die toekoms en menslik gesproke is daar maar bitter min om na uit te sien in hierdie land of in die wêreld. Dan weet ons nog steeds God se hand is oor ons. Ons is in sy hand. Sy hand, ons jaartema, sy hand is in ons tyd. Hy weet waarmee hy besig is. In die wêreld en ja, kleine mensie, vir wie hy so lief het, in u lewe ook. Niks kan jou uit God se hand uitruk nie. Ons lewe in 'n stikkende wêreld, maar hierdie wêreld en die Satan het nie die finale woord nie. God het. En hy spreek lewe oor ons, en hy gee vir ons lewe. En hy kom sluit deur die kruis van Jesus vir ons 'n deur oop na 'n nuwe lewe. 'n Lewe van volheid, vrede en vreugde, 'n ewige lewe. Daarvoor het Jesus se kruis gesorg. Amen. Wil nie asseblief saam met my bid nie. Here, onse Here, ons besef maar net hoe klein is ons menslike verstandjies. Ons besef ons dink van onsself is heeltemal opgeblaas en oordrewe. Die mens het al baie vermag op hierdie aarde. En ons lewe in 'n era, in 'n tyd van ongelooflike vooruitgang en ontwikkelinge. En ons lewens vandag is 100 maal beter as ryk mense van 50 jaar terug. Ons het alles, Here. Met die druk van 'n knoppie word ons behoeftes, enige behoefte bevredig. As ons iets wil eet, is daar winkels met rakke wat kreun van kos, soet en sout, en wat ook al. Here, as ons vermaak wil word, kan ons net die skermpie van ons fone oopmaak en daar is enige fliek of enige vermaaklikheid wat ons wil hê. Wat se klere ons ook al wil hê. Here, ons kan in 'n kar klim en binne oomblikke, 'n paar ure kan ons in die Kaap wees. Ons kan in 'n vliegtuig klim en ons kan sommer nou in 'n ander land of 'n ander kontinent wees. Ons raak siek. En siektes wat net 'n paar jaar gelede ongeneeslik was, is skielik is daar middele daarvoor wat ons gesond kan maak in behandelinge. Maar Here, diep binne in ons besef ons, dit is nie ons wat vir onsself
die hemel gaan kom skep hier op aarde nie. Want al hierdie goed is maar op die einde van die dag menslike inisiatiewe om 'n harde en 'n moeilike lewe makliker te probeer maak. Maar ons sit nog met die probleem van die sonde. En Here, oor elkeen van ons se koppe hang hierdie swaard van die dood. En ons weet die dag sal kom. So seker as die son skyn, dat ons die laaste lewensasem gaan uitblaas. Wat dan? Want dan kan ons niks saam met ons neem nie. Dis die donkerste diepte wat enige mens kan ingaan. Daar kan geen hand ons meer help nie. Daar het ons niks, is ons gestroop van alle dinge. Here, dis eintlik al wat saak maak, is wat gebeur die dag as ons ons hoofde neerlê. En U het vir ons die antwoord. U kom sê vir ons, die kruis van ons Here Jesus is die antwoord. Sy offer daaraan, sy ter helle neerdal, sy opstanding beteken dat ons nou 'n geskenk ontvang het, wat niemand van ons kan wegneem nie, die ewige lewe. Ja, dis die sleutel. Dis ons sleutel tot die ewige lewe. Here Jesus, dankie vir die offer. Dat U bereid was om hierdie duur prys te betaal, dat ons en ons kinders kan weet, ons het alles ontvang. Al sou ons niks op hierdie aarde gehad het, het ons alles gekry. Dankie dat ons kan hoop hê vir dit wat voor lê, kan vertrou daarop. Maar Here, so vertrou ons ook op die hier en die nou, op U. Ons hou vas aan U, en ons glo U sal voorsien. Ons bid dan, o Here, sien elke sieke raak op ons gebedslysie, die waarvan ons weet en die waarvan ons nie weet nie. Vir die persone wat operasies ondergaan het en moet ondergaan, vir die wat alleen is, vir die wat bekommerd is oor die dag van môre. Ag Here, sien elke behoefte raak. Ons vra, wees 'n God vir hulle, vir ons, soos wat net U kan. Dankie vir al die seëninge alreeds hier op aarde. Here, ons bekers loop oor. Help vir ons om raak te sien en om 'n dankbare hart te hê. Die gemeente kom vanoggend voor en sê vir U, Here, ons is dankbaar vir wat U gedoen het. Help dan vir ons dat ons lewens dit sal wys. Nie om iets te kry van U af nie, maar om dankie te sê vir wat ons klaar gekry het in ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sluit af vanoggend met die 290. Here Redder groot en magtig. Daar is Sondagskool vir die Sondagskoolkinders. As julle klaar gesondagskool het, dan kan ons lekker gaan kuier hier buite. Die vuur brand al reeds. Geliefdes, mooi en 'n geseënde week vir elkeen van u. Mag u die Here se hand raak sien in alles en mag u hom dien met alles wat in u is. Kom ons sing staande 280, Here Redder, groot en magtig. Die wonderlike vryspraak van ons Here Jesus Christus. Die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees gaan met elkeen van julle, ja nou en tot in alle ewigheid. Amen.